Goeiemôre aan elkeen en hartlik welkom by ons erediens vanoggend. Mag dit vir u ook 'n goeie paar oomblikke hier in die Here se teenwoordigheid wees. Mag u met nuwe krag gevoed en versterk word en mag ons ook ons oë altyd op ons Here Jesus Christus gerig hou as die opgestane Heer. Ons gaan ons erediens begin met 'n toetredelied. Ons gaan sing vonk 234, 'n gebed waarmee ons die diens begin. U bly staan vir die wotum en die seëngroet en dan antwoord ons ook met die sing van ons lofsang uit lied 200 hartlik saam. Die Here sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hulle ook. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Yes,
In die Spreukeboek is daar 'n klomp wyshede opgeteken en word dit op 'n baie praktiese manier aan die gelowige voorgehou. Wanneer ons dus vanoggend by die wil van God in ons lewe stil staan, is dit dalk juis goed dat ons na 'n opsomming van hierdie wyshede luister, sodat dit ons sal help om ons lewens daaraan te meet, ons gedagtes alleen op die Here te fokus en ons lewenswyse in lyn te kry met wat hy in sy woord van ons vra. Kom ons luister na 'n opsomming van Salomo se wyshede, soos wat daar dit opgesom word ook deur Jacques Lou. Wysheid begin met die dien van die Here. Dis baie meer as kennis en verstand. Jy moet luister wat God van jou vra, laat hy jou lewe beheer. Maak oop jou hart vir die raad van die Here en luister en doen wat hy vra, so sal jy leer om God reg te dien en so sal jy God leer ken. Moet nooit dat liefde en trou by jou ontbreek nie, leef elke dag daarmee saam, so sal jy die Here se guns verkry en sal dit jou lewe verryk. Moet nooit vertrou op jou eie insig alleen nie, ken God in alles wat jy doen. Dien die Here en vermy alle kwaad, dan sal sy seën met jou wees. Dien en vereer God met alles wat jy het en gee van jou beste vir hom. My kind, so sal jy God se goedheid ervaar, sal jy sy guns ondervind, sê Spreuke 3. Waak oor jou hart en alles wat daarin leef, want dit bepaal op die ou einde jou lewe. Dink tog mooi oor wat jy begeer, want dit gaan jou lewe beheer. Woorde wat sag is, laat woede bedaar, harde woorde maak kwaad. Kies dan versigtig jou woorde en dink eers voor jy praat. Spreuke 16 sê, raadpleeg die Here in alles wat jy doen, hou by sy raadsplan vir jou. Hy sal jou voornemens so laat geluk en jou sy vrede laat smaak. Moet jou nie afsloof om ryk te wil wees nie, rykdom kan gou verdwyn. Moet nooit jou sin vir wat reg is verloor nie, moenie dat enige iets jou beheer nie. Let op jou naam, dis baie werd, veel meer as rykdom en roem. Aan hulle wat God dien en wat nederig leef, gee God sy goedheid en guns. Hy wat sy sonde vir God wil verberg, hy sal niks goed kan verwag nie. Maar sê Spreuke 28, die wat hulle sonde bely en laat staan, sal sy genade ontvang. Hoogmoed en trots kan jou bring tot 'n val, nederigheid bring vir jou eer. Voor God, die Heer, is almal gelyk, hy het almal gemaak. Wysheid begin met dien van die Here. Dit het meer waarde as goud. Hou vas aan dit wat die Here jou leer, want dit sal jou lewe verryk. Mag ons vanoggend hierdie wyshede ook in ons harte en in ons lewens bewaar, en mag dit ons herinner hoe die Here altyd vir ons 'n anker is, wat vir ons standvastigheid in die onstuimige lewe gee. Maar mag dit ons ook daaraan herinner dat hy ons kompas is, wat saam met ons elke tree na ware lewe sal gee. Mag God ons daartoe help. Ons antwoord hierop deur saam te sing terwyl jy so bly sit, Vlam 87. Maak my nou stil, Heer. Ek wil na U luister. My hart vir U oopmaak, dat U my kan aanraak. Open my oë, in my ore, dat ek U leer ken, en voor U kan lewe.
open my ore, my hart en my ore, dat ek U leer ken, Heer, en voor U kan lewe, dat ek U leer ken, Heer, en voor U kan lewe. Die skriflesing vir ons erediens vanoggend kom uit Johannes 20 en ons gaan daarvan saam lees vers 18 tot en met vers 20. Die opskrif wat aan hierdie gedeelte gegee word is Jesus verskyn aan Maria Magdalena. Ons lees vanaf vers 11 tot en met vers 18. U kan op die bord volg of vir die van u wat in die Bybel saam volg, is dit min of meer bladsy 116 van die Bybel wat ek voor my op die kansel het. Johannes 20. Ons lees vanaf vers 11, die gelyke gedeeltes vind ons ook in Matteus 28 en Markus 16, maar vir die doeleindes van die prediking neem ons vandag die Johannes weergawe uit die 83 vertaling. Maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy 2 engele met wit klere aan daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het, een waar die kop en die een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het en ek weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink dit is die tuinopsigter en sy het vir hom gesê, meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Maria. Sy draai na hom toe en sê in Hebreëus vir hom, Rabboni. Dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na my Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê, ek het die Here gesien, en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Tot sover ons skriflesing. Mag elkeen van ons altyd hierdie woorde getrou in ons harte en in ons lewens bewaar, en mag ons kies om elke dag volgens die wil van die Here te lewe. Terwyl jy so bly sit, kom dat ons saam bid. Here, hoe wonderlik is dit nie om vanoggend in u teenwoordigheid te kan kom stil raak, en net vir 'n oomblik by u voete tot rus te kom, Here. Ons word oorweldig deur besige roetines, hoë vlakke van druk, uitdagings wat soms skielik en onverwags oor ons lewenspad kom. En dit is dan wanneer ons tot die besef kom hoe afhanklik ons van U is. Here, U is ons bron van krag en hoop, en dit is alleen in U wat die storms in ons gemoed stil raak. Die bekommernis in ons harte bedaar en die twyfel in ons lewe minder word. En daarom dank ons U daarvoor vanoggend, Here, maar bo alles is ons dankbaar dat ons U as die opgestane Heer kan ken en kan bely dat U ons op die afdraaipaaie van ons eie sonde en gebrokenheid kom haal het, deur vir ons U genade en liefde in ons lewe te wys. Maak dit stil in ons gemoed, dat ons U sal hoor. Mag ons ore op U roepstem ingestel wees en mag ons altyd U wil vir ons lewe volg en U voorskrifte in die woord gehoorsaam. Vul vanoggend elke leë hart met die krag van U teenwoordigheid.
Voed elke moedelose gemoed met u vrede en versterk elke moe siel met die krag van 'n arend. Maak ons diensbaar in die koninkryk en gebruik ons as getroue getuies om u boodskap van lewe oral altyd te verkondig, deur dit wat ons sê en dit wat ons doen. Praat met ons, Here, want ons is hier om na u te luister. Amen. Hoeveel trane het daar al in hierdie lewe oor jou wange gevloei? Was dit alles hartverskeurende trane van oomblikke wat getuig van pyn, verlies, seer kry en swaar kry, of was daar darm ook trane van vreugde, blydskap en dankbaarheid? Jy sien, trane is gewoonlik die woorde wat die hart sukkel om te sê. Ek het dit hierdie week weer so intens beleef toe ek in 'n hospitaalgang afstap. En ek het net weer eens tot die besef gekom dat 'n hospitaal eintlik maar 'n plek van trane is. Aan die begin van die gang sien ek trane van vreugde oor 'n kleintjie wat pas gebore is en oupas en oumas wat mekaar omhels oor hierdie nuweling. Bietjie verder in die gang af vang my oog 'n jong rugbyspeler en ek kan die strepe van sy stoftrane oor sy wange sien, waarskynlik omdat 'n droom nou aan skerwe lê. Want hy sit daar by die radiologie afdeling. By die ongevalle verby hoor ek iemand hartstogtelik huil en ek hoor sommer dat dit trane van intense pyn is. Uiteindelik kom ek by die saal waar ek moet wees en in die hoek sit daar 'n familie met trane van verslaandheid en skok op hulle gesig, omdat hulle vir 'n laaste keer moes kom groet. Binne in daardie selfde saal trane van dankbaarheid, omdat die toetsuitslae skoon teruggekom het. En skielik raak ons as predikante dan ook gewoonlik bewus van ons eie trane oor almal anders se trane. Want hoe troos 'n mens al hierdie uiteenlopende trane wat so vrylik vloei? Een soek dalk net in hulle trane 'n drukkie, omdat die trane net te veel is, te seer is en te stikkend is op daardie oomblik. Die ander een soek antwoorde vir hulle trane. Die een se trane getuig van dankbaarheid en vreugde, die ander een se trane is vol verwyte en twyfel. Hoe het jy gemaak om die trane wat in jou lewe gevloei het te hanteer? Want ongelukkig leef ons in 'n wêreld wat verkeerdelik sê dat jy maar jou trane moet sluk. Ons het van trane iets slegs gemaak. Dit terwyl dit eintlik 'n natuurlike, godgegewe manier is om dit wat vuil is aan die binnekant skoon te maak en die seer en die swaar wat die hart sukkel om te sê na buite te bring. Daarom het trane sonder twyfel ook genesingskrag. Dit maak skoon en nuut. Geen wonder iemand het eenmaal gesê dat die siel nie 'n reënboog kan hê as die oë nie trane het nie. Ons mag huil. Ons moet huil. En gaan nog baie huil. Jesus het self 'n paar keer gehuil. Maar die rigting waarin ons trane wend, die rigting waarin ons huil, gaan op die ou einde bepaal of daar troos vir ons trane sal wees. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, vir Maria Magdalena was Jesus se graf aanvanklik 'n plek van geweldige trane. Sy kom daardie Sondagmôre waarskynlik met rooi gehuilde oë by die graf aan op soek na troos. Dis tog sekerlik te verstaan. As ons alles in ag neem wat hulle moes deurmaak, dit wat sy oor daardie naweek voor die kruis sien afspeel het, die moegheid, die leegheid wat sy moes gevoel het, dan kan ons tog begrip hê vir die trane wat sy huil. Miskien wou sy op daardie oomblik haar troos vind in die wete dat Jesus se liggaam veilig gebêre is, dat hy versorg is, netjies in doeke toegedraai is. Maar dit wat sy daar by die graf kry, vererger haar trane op daardie moment. In plaas van troos kom daartoe totale ontnigtering oor haar toe sy sien dat Jesus se liggaam nie meer is waar hulle hom neergelê het nie.
Dit was nie vreemd dat sy so geskok is daaroor nie, juis omdat binne daardie kultuur en in daardie tyd liggame dikwels gesteel is en op 'n gruwelike wyse hanteer is. En ons lees Maria huil. Haar trane kan sy nie keer nie, want die troos wat sy kom soek het eintlik nou net verdere teleurstelling en verdriet geword. Die trane wat sy op daardie oomblik gehuil het, sou waarskynlik genoeg wees om haar hart vir ewig te vlek. En die seer sou erg genoeg wees om soos pynlike letters in haar hart ingegraveer te word, vir altyd. Sy sien dan 2 engele daar by die graf sit, een waar Jesus se kop gelê het en die ander een waar sy voete was, maar haar hart is so seer, haar trane is so baie, dat sy nie die betekenis daarvan verstaan nie. Hulle vra dan vir haar, mevrou, maar waarom huil jy? En sy antwoord, hulle het my Here weggevat en ek weet nie waar hulle hom begrawe het nie. U sien, vir Maria het die troos daardie dag aanvanklik gelê in die wete dat Jesus se liggaam veilig in die graf is. Dalk het sy gehoop vir 'n laaste aanraak of nog 'n bietjie versorging van die liggaam. Maar dit wat sy sien troos haar nie, dit maak haar hartseer groter, dit maak die ontwrigting vir haar erger en die leegheid wat sy moes voel word net al hoe meer. Hierdie skok is ondenkbaar en gee aanleiding daartoe dat Maria waarskynlik ook met 'n klomp waaroms, soos ons ook maar, begin worstel. Waar is hy? Wat het hulle met hom gemaak? Hoekom moes hy ly? Hoekom moes hy sterf? En dalk ook, hoekom daar weer troos vir my trane? Waarheen dan nou? My Here is weg. Hierdie gebeure het haar so angstig en benoud gemaak, dat sy nie besef het dat die feit dat daar engele in die leë graf is, juis 'n aanduiding is dat daar 'n heilige teenwoordigheid is. Eintlik moet hulle teenwoordigheid vir haar die versekering gegee het dat Jesus se liggaam nie gesteel is nie, maar dat daar bepaalde goddelike krag in hierdie leë graf aan die werk is, wat sy dalk nie verstaan nie. Sy word so vasgevang in haar trane dat dit haar denke oorheers, haar woorde min maak en haar fokus van die groter werklikheid af wegvat. Die engele se teenwoordigheid moes eintlik vir haar bevestigend gewees het dat Jesus toe nooit God verlate gesterf het soos wat hy aan die kruis uitgeroep het nie, maar dat daar selfs in die donkerte van die graf goddelike teenwoordigheid was. Maria kies egter om daardie Sondagmôre vanuit haar eie trane, haar troos in 'n donker graf te gaan soek. Sy gaan soek lewe by 'n lewelose plek. En sy vind nie die troos wat sy soek nie, want eintlik oorval verdere onsekerheid haar. Word haar vrae meer, word die angs en troosteloosheid eintlik net groter. Op daardie oomblik raak Maria dan bewus van iets agter haar, en sy draai om met haar rug na die graf toe. Aangesien hierdie gebeure vroeg in die oggend plaasgevind het, neem sy aan dat dit die tuinopsigter is wat by haar kom staan. Sy vermoed dalk het hy maar seker haar huil gehoor, haar trane gesien, en uit desperaatheid vra sy vir hom, meneer, waar het julle my Here begrawe? Sy is nog so vasgevang in die hartseer van Jesus se dood, verslae oor wat sy pas by die graf gesien het en gevind het, dat sy nie sien wie voor haar staan nie. Sy is so besig met haarself en haar eie trane oorweldig haar op hierdie oomblik so baie, dat sy nie Jesus herken nie. Ons moet ook egter vir mekaar sê, Maria het hom waarskynlik ook nie herken nie, omdat die Jesus wat sy daar kom soek het, en wat sy gesien het aan 'n kruishout sterf, anders lyk as die een wat nou voor haar staan. Die Jesus waarna sy gaan soek het, was die een met die gate in sy hande, die een wat wonde oor sy hele liggaam gehad het, die een wat onherkenbaar mishandel is. Maria het na 'n dooie Here gaan soek, maar nooit besef sy gaan die lewende Here voor haar ontmoet of voor haar sien staan nie. Sy het na wonde gaan soek om te verbind en nie besef dat Jesus daar voor haar staan, gereed om haar troos in haar trane.
en genesing vir haar innerlike wonde te bring. Sy wou hom soek om dan na 'n ander plek te vat om weer begrawe te word. Maar Maria besef nie dat Jesus juis op daai moment na haar kom soek het, om vir haar die pad na die lewe te wys en die weg daarheen te openbaar. Ek het vroeër vir u gesê dat die rigting waarin jy huil, bepaal op die ou end of daar troos vir jou trane gaan kom. Maria kom daar by die leë graf tot presies dieselfde besef. Toe sy in die rigting van die graf gehuil het haar trane meer geword, en die troos wat sy kom soek het sy nie gekry nie. Maar die oomblik toe sy omdraai, en haar trane in die rigting van Jesus huil, toe lees ons het haar trane minder geword, haar belydenis groter en haar geloof sterker as ooit, en kom daar uiteindelik troos vir haar gebroke hart, kalmte in haar onstuimige omstandighede en vrede vir 'n onrustige gemoed. Hoor u hoe belangrik daardie omdraai vir Maria se trane was? Die donker lewe van 'n graf verander vir haar in 'n lewe waar sy haar Rabboni voor haar sien staan. En hy ken haar naam en sy vind in hom die lewe. Haar troostelose lewensomstandighede verander deur die opstanding van Jesus in hoop vir 'n nuwe môre. Haar lewe met die baie vrae en die baie waaroms verander in 'n lewe waar Jesus die daarom op elke waarom word. Juist daarom vra Jesus vir haar: mevrou, waarom huil jy? Deur dit te vra wil hy eintlik sê dat sy nie meer nodig het om te huil nie, want hy is die antwoord op die vraag. Hy is die uitkoms vir die donker put van haar lewe. Dis hy wat gereed staan om troos vir haar trane te bring. En die oomblik toe hy vir haar sê, Maria, kyk sy op, en deur haar trane sien sy haar Here staan. En dit verander alles. Dit word die punt waar daar troos kom vir haar trane. En hierdie troos het nie beteken Maria sal nooit weer in haar lewe 'n traan gestort het nie. Troos kom die oomblik wanneer sy die keuse maak om haar trane in Jesus se teenwoordigheid te huil. Die rigting waarin sy haar trane huil, bepaal die uitkoms wat daar vir haar trane kom. Toe sy na die graf toe gehuil het dit net erger geword. Toe sy na Jesus toe huil, toe kom daar troos. En die Nuwe Testament vertel vir ons van nog sulke oomblikke waar die oomblik as daar op Jesus gefokus word, daar troos kom vir mense se trane. Lukas 7 lees ons hoe Jesus die enigste seun van die weduwee van Nain se seun uit die dood opwek. Nie net bring hy troos vir haar trane nie, maar hy sien haar raak in haar diepste nood en haar grootste elende. Johannes 11 vertel hoe Jesus saam met Lazarus se susters gehuil het, oë vol trane gehad het, maar deur sy aktiewe betrokkenheid en teenwoordigheid daardie dag, bewerk hy 'n wonder en troos hy hulle die oomblik toe Lazarus uit die graf gestap kom. Ons lees ook in die evangelie van Lukas van daardie vrou wat gekies het om by Jesus se voete te kom huil en haar sonde en gebrokenheid voor hom neer te lê. Maar ons lees, daar het troos in sy vergifnis gekom en sy die geleentheid gekry om in vrede daarvandaan weg te gaan. Is dit nie wat die opstanding van Jesus ook vir u en my beteken nie, dat daar troos is vir ons trane? Maar nou is die vraag, in watter rigting huil jy jou trane? Bly jy jou oë vol trane rig na dit wat jou trane in die eerste plek veroorsaak het? Of het jy al soos Maria omgedraai en jou trane gerig na jou Rabboni? Maak die opstanding van Jesus op jou ook die dringende appel om ten spyte van die ergste trane, die diepste hartseer wat jy voel, om te draai
en waarlik in ontmoeting met Jesus Christus te tree as die opgestane Heer wat by jou kom staan gereed om troos vir jou trane te bring. Is ons trane steeds gerig op die pynlike graf of seerkry momente wat daar in ons lewe was, of sien ons al Jesus aan die ander kant van dit raak? Kyk ons met oë vol trane net in die donkerte van ons siekte, swaar kry en moeilikhede in ons lewe vas, en hoop dat daar vanuit daai donkerte vir ons 'n antwoord gaan kom, of sien ons ten spyte van daai moeilikhede en so deur die druppels van ons aanhoudende trane reeds Jesus se genesende krag raak? Jy sien, ons maak soms die fout dat hoe donker dit in ons lewens lyk, hoe meer dink ons sal ook ons antwoorde in die donkerte kry. Skielik kom ons dan ook soos Maria tot die besef dat Jesus nie meer in die donkerte van my ellende en bekommerte vasgevang is nie. Ons probeer dalk ook iemand beskuldig vir die feit dat ons nie die Here in ons donkerte gevind het soos wat ons gedink het ons sou nie. Intussen staan hy agter ons. Noem hy ons op die naam. Bring hy troos vir ons trane, nie vanuit die donkerte van 'n graf en ellende nie, maar vanuit die lig van sy genade en liefde vir ons. Kom ons draai vir 'n oomblik weg van die swaar kry en die siekte en die grafte in ons lewens, met ons aangesig na Jesus, die opgestane Heer. En ons ervaar hoe daar troos vir ons trane kom. Want alleen dan word swaar kry die groei na Jesus toe. Alleen dan word die dood vir ons lewe in God se teenwoordigheid. Geliefdes, ek weet daar is soms trane in jou lewe. Trane wat niemand anders sien nie, maar wat jy dalk ten diepste voel. Trane is inderdaad die woorde wat die hart sukkel om te sê. Maar trane is nie iets wat jy moet sluk, soos wat die wêreld van jou verwag nie. Trane is iets wat jy moet uitkry, omdat dit 'n natuurlike manier is om van die vuil, die seer en die stikkend ontslae te raak. Maar waar gaan soek jy op die ou einde troos vir jou trane? Dis miskien die belangriker vraag. Soek jy dit in die lang koue gange van 'n hospitaal? Gaan soek jy dit keer op keer by die graf, omdat jy dink dat dit die onstuimigheid in jou gemoed stiller sal maak en jy soekend gaan bly by die graf van 'n geliefde vir antwoorde? Dink jy dit gaan jou troos? Gaan soek jy dit dalk keer op keer by die plekke wat in die eerste plek jou trane veroorsaak het? Dit terwyl Jesus lankal reeds jou trane ken. Jou by die naam roep en gereed staan om troos vir jou trane te bied. Sien vandag, net soos Maria aan die ander kant van jou trane, die opgestane Heer voor jou raak. Hy is die enigste een wat werklik weet wat in die diepste spasie van jou verborge siel aangaan. Hy ken jou hart en die donker hoeke en jou seerste geheime. Wat ook al die kruis wat jy moet dra. In watter vorm daardie doring in jou vlees ook al kom, watter siekte jou lewenskragte ook al beroof, wat ook al die trane veroorsaak wat vanoggend so vlak in jou oë lê en so swaar op jou hart druk, draai om en huil jou trane in die rigting van Jesus. Want al is jou oë dalk vanoggend vol trane, is daar 'n boodskap van lewe in jou hart. Wat jou ten spyte van daardie trane vandag troos met die woorde, Jesus leef. En omdat hy leef, kan ons vanoggend opnuut vashou aan Jesus se woorde in Openbaring 21 vers 4. Weet jy wat staan daar? Hy sê, ek sal die trane van julle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie. Ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie, want die dinge van vroeër sal verbygaan. Die graf is leeg, maar die lewe roep. Dit
is mos troos vir ons trane. Amen. Ons gaan saam sing vonk 2, strofe 1 en 2, die bly staan vir die geloofsbelijdenis, en dan kan ons nie anders as om ook saam ons slotsang te sing, die oorwinningslied nie. Saam met die kerk van alle eeue doen ons belydenis van ons geloof en elkeen spreek in sy en haar hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Op die wolken
gaan in vrede en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal vir jou troos bring in jou trane. Amen. In die skadu van die verlede en die drome van ons toekoms, is dit die Gees van God wat ons lei deur donker en lig. Met elke stap wat ons neem, leef ons in sy genade, ons harte gevul met hoop, geloof en liefde. Laat ons groei in geloof, laat ons gloei in sy lig, laat ons liefde vloei soos 'n rivier, en die boodskap dra van sy liefde, lewe en genade, met elke tree wat ons neem, laat sy liefde in ons bly, vir altyd in sy lig, vir ewig sien. Soos die wingerd wat vrugte dra in die seisoen van sy tyd, soos die sterre wat helder skyn in die hemel van die nag, ons lewe vir sy glorie, ons gee ons harte geheel, ons loop die pad van diens, nederigheid en waarheid. Laat ons groei in geloof, laat ons groei in sy lig, laat ons liefde vloei soos 'n rivier, en die boodskap dra van sy liefde, lewe en genade, met elke tree wat ons neem, laat sy liefde in ons bly, vir altyd in sy lig, vir ewig sien. En elke storm en elke vreugde, ons vertrou op die Here, sy woord is ons gids van die oggendglans, door die laatste sonsondergang, sal ons sy naam loof, vir ewig dankbaar wees. Laat ons groei in geloof, laat ons groei in sy lig, laat ons liefde vloei soos 'n rivier, en die boodskap dra van sy